Jy is ingeskakel op Radio 33 Joep Aktuele Sake elke woensdag vanaf 11:00. En volgens eerste onderwerp of eerste segment van die program is nogal verskriklik interessant. Nou soos julle weet, sluit Mike Bolhuis altyd by my aan en dan maak hy ons wys met al die dinge wat aangaan, misdaadsgewys ensovoorts in die land. Volgende kan Mike nou nie vir ons by ons wees nie, maar iemand daar uit sy kantoor uit, Anthony Boucher, wat die hoof is daar van die cybersecurity eenheid, gaan nou vanoggend met ons gesels oor hierdie verskriklike, interessante gebeure. Goeiemôre Anthony, is vir altyd so lekker om saam met jou op die lig te kan wees. Goeiemôre Marius en luisteraar, dankie vir die geleentheid. Nou Anthony, ek dink die meeste van die Suid-Afrikaners het nou al video's gesien en nuusberigte. Ek weet rapporte het ook oor dit berig Sondag oor Piet en Mel Viljoen se arrestasie daar in Amerika. En die beweerde misdaad is dan nou winkeldiefstal van alle dinge. Wil jy nie vir ons so 'n bietjie meer uitbrei wat het daar gebeur en jy weet, ons het ook gelees dat dit 'n paar maande se ondersoek was wat hulle gewag het om hulle vas te trek. Ja nee, kyk, dit is baie interessant hoe die hele ding afgespeel het. Kyk, Piet en Mel Viljoen is mos nou laas jaar as hulle hier uit Suid-Afrika uit weg. En dit was ook maar so onderduims gewees. Ons het dit geweet en ons het dit voorspel en ons het ook daaroor berig eintlik in een van ons projekte. So wat gebeur het is, hulle is toe nou hier weg uit Suid-Afrika uit. Dit was hoofsaaklik om, jy weet, die gereg nou maar te boykot, want hulle was op pad, jy weet, om groot moeilikheid op te tel met die geregsaam vir misdade wat hier in Suid-Afrika gepleeg is, waarvoor hulle nou natuurlik nog steeds sal moet kom antwoorde gee. So hulle is toe na Amerika toe, hulle het daar hulle self in Florida bevind, en tydens daai tyd het hulle 'n hele paar video's op sosiale media gelaai, soos wat hulle nou maar al vir 'n geruime tyd doen, eintlik nog voor hulle weg is, waarby hulle nou 'n lewenstyl voorgegee het wat hulle eintlik glad nie geleef het. Nou, ons het nou al gesien dat Piet is 'n redelike uitgesproke karakter en Mel is nie ver agter hom nie, om die waarheid te sê. En daar in Amerika het hulle ding gedoen. Hulle het probeer voorgee dat hulle hierdie, soos hulle nou in Engels sal sê, die high life leef. Dit was video's waar hulle by, jy weet, voertuigskoue is en hulle het voorgegee, hulle bly in hierdie verskriklike duur hotel en dat dinge net te fantasties en te goed met hulle gaan. Dit was eintlik maar hoofsaaklik uittartende video's gewees, jy weet, en dit was maar gemik op die slagoffers aan hierdie kant wat gelde verloor het en wat nou beweer het dat hulle natuurlik oor is om, jy weet, hoe kan ek sê, aksie van die gereg af in Suid-Afrika te ontduik. En hulle het die slagoffers getart met daai video's en jy kon dit ook gesien het as jy na die kommentaarseksies gekyk het. Jy weet, as daar enige iemand 'n negatiewe kommentaar van enige aard ook al op enige van die video's of plasings wat hulle gemaak het, gaan plaas het, dan sou Piet verskriklike taal gebruik, sou hy die mense ingevlieg het, ingevaar het, hy sou hulle gekritiseer het op enige iets van hulle voorkoms tot hulle familiegeskiedenis en. So hy het opinies oor alles en almal gehad, insluitende ons, jy weet, hy het uitgevaar teenoor die ondersoekspan van die polisie aan hierdie kant, hy het uitgevaar teenoor die polisie in die algemeen aan hierdie kant en die regering en almal wat hy nou probeer voorgee het is teen hom en probeer om teenoor hom op te tree of het al teenoor hom opgetree. Hy het uitgevaar teenoor Mike, die dinge wat hy kwyt geraak het is om die waarheid te sê, it boggles your mind, soos hulle in Engels sê, weet dat hy met die tipe goed kon opkom. En terselfdertyd het hy voorgegee dat hy hierdie vreeslike suksesvolle lewe leef. Daai kant het hulle nou natuurlik verder gegaan en ook probeer om te doen wat hulle hierdie kant gedoen het, en dit was om mense te kry om te belê in hierdie skemas van hulle en om salonne oop te maak ensovoorts. En ons het nou maar elke keer het ons ingetree wanneer ons gesien het daar's 'n nuwe slagoffer op die lyn. Dan het ons die slagoffer geïdentifiseer, ons het hulle gekontak en vir hulle gesê wie hierdie mense is, wat die geskiedenis is. En jy weet, hulle basies bloot net vir hulle die geskiedenis ingekleer sodat hulle ingeligte besluit kan neem.
En dit was so om en by so 3 maande terug met die laaste een wat ek gekontak het. Dit was so 15 minute net nadat ek die persoon kontak, toe kry ek 'n boodskap van die einste mel af. Toe stuur sy vir my 'n boodskap en sy laat weet toe nou vir my in haar elegante stemtoon dat die FBI is nou op ons. Dit is nou ek en Mike Bolhuis. En die FBI gaan ons nou kom arresteer en daai, want ons is besig om vreeslike misdade te pleeg volgens die Amerikaanse wetgewing. Dit was nou natuurlik eintlik heel ironies geweest as jy nou kyk na hoe die ding toe nou uitgespeel het. Maar hulle was toe nou al die tyd besig geweest met hierdie diefstal wat hulle gepleeg het. Dis 'n langtermyn ding. Die ondersoek het 6 maande geduur. En hulle is dopgehou vir 'n geruime tyd, jy weet, waar hulle nou basies, soos wat hulle sê in Engels, ticket switching gedoen het. Dit is maar eintlik vir die mense wat nie verstaan hoe dit werk en presies wat daar plaasvind nie, is maar eintlik heel eenvoudig. Hulle het kyk in Amerika by daai spesifieke winkels, doen jy nou maar, soos wat hulle sê, self-checkouts. Met ander woorde, jy kom by die tol, jy lei self jou goed op. Daar is natuurlik werkers wat dophou en wat kyk dat hulle nie onderduimshede plaasvind nie, maar dis baie meer vry as hier in Suid-Afrika. Daar's nie 'n spesifieke kassiere wat jou spesifiek sal help as jy by 'n tol kom nie. Hulle het maar so by die toonbanke gekom en op so 'n onderduimse manier het hulle basies nou maar, jy kan sê, jy weet, 3 produkte gevat en eintlik net een deurgelei, of hulle sou 'n goedkoper een bo-op 'n duurder een sit en dan maak hulle of hulle die duurder een scan, maar hulle scan byvoorbeeld 2 van die goedkoopes. En op so 'n manier dan het die werkers wat nou natuurlik se aandag ook afgelei was deur een van die 2 wat gewoonlik beet sou wees terwyl Mel hierdie goed doen, is die werkers aandag afgelei. Hulle het so 'n bietjie, jy weet, hulle het nou maar daai, soos hulle weer eens in Engels sê, diversion tactics toegepas. Dis werk maar soos 'n kolkens storie waar, ek meen, jy kyk vir die linkerhand en die regterhand doen iets anders. So dis maar basies wat daar plaasgevind het. Hulle is dopgehou, hulle is eventueel toe nou gearresteer, wat toe nou 'n groot reaksie uit die publiekheid ontlok het, hoofsaaklik omdat die internasionale media betrokke geraak het. En die internasionale media se hoofbelangstelling was maar eintlik gewees, jy weet, Piet en Mel se geskiedenis met realiteits-TV-reekse ensovoorts. En dis wat hulle aandag getrek het, wetend dat, ek meen, dat Piet en Mel toe nou eintlik so, weer eens in Engels, infamous is, jy weet, hier in Suid-Afrika, vir die dade wat gepleeg is en die media aandag wat hulle geniet het aan die kant. So die hele ding het toe nou mooi uiteengeloop of, jy weet, uitgespeel in die laaste, jy kan maar sê in die laaste week. Baie dinge het nou al gebeur. Huidiglik op hierdie stadium het ICE hulle nou, en dit is nou maar jy kan nou maar sê die immigrasieagente in Amerika het hulle nou. En nou is die verhore aan die gang en dinge moet nou maar sy gang daai kant, en daarna sal hulle moet kom antwoorde gee die kant vir die dinge wat hulle gedoen het. Ja, natuurlik beteken dit ook, nou ek het iewers te gelees, ek weet nie waar dit is nie, hulle het op 'n stadium byl gekry, borgtog gekry van $10,000 elk, maar dit was nou voordat ICE gevat het, want die prentjie verander nou heeltemal vandat ICE ingetree het. Ja, nee, kyk, verseker, kyk, borg was op 'n stadium borg toegestaan vir $10,000 elk. En hulle het toe nou natuurlik nie die fondse gehad om dit te doen nie. Ek meen, Piet het selfs aansoek gedoen vir 'n publieke verteenwoordiger. Jy weet, en die hof het dit afgekeur. So hy moes toe nou ten einde, jy weet, dit is eintlik skrikwekkend as jy nou kyk na wat hy probeer voorgee het en na wat die realiteit is van hulle situasie. Dit is eintlik skrikwekkend dat die man toe nou nie die geld het om daai te betaal nie en. Maar hy sê toe nou ingetree, en dit is nou maar hoofsaaklik weer eens weens 'n ander leen wat hulle vertel het, want onthou, hulle het nog heeltyd voorgegee dat hulle daar in Amerika is, op wat Piet destyds gesê het, is die Einstein visa. Nou, die Einstein visa is nou maar jy kan nou maar sê, dit is 'n tweede naam vir 'n spesifieke visa wat gegee word aan eintlik die mees elite mense daar buite. As jy 'n Einstein visa bekom, dan is dit nou, hoe kan ek sê, dis die tipe visa wat hulle net vir 'n ou gee wat 'n
wat 'n baie spesifieke, baie skaars vermoë het, jy weet, of geleerdheid het, en. So, dis nie sommer iets wat enige ou kry nie, en weer eens het Piet nou beweer, hulle is daar op daai visas, want dit vorm alles deel van die narratief wat hy probeer skep het, dat hy hierdie, soos hy self in sy eie woorde gesê het, dat hy nou hierdie, jy weet, beste prokureur, of die slimste prokureur, en op 'n stadium was dit nou selfs die mooiste prokureur in die land, of in die wêreld is, en ek dink die hele ding was nou maar alles voorgee gewees, en dit was nou maar alles gewees om te probeer om 'n narratief te skep van sukses en van gesogtheid en uniekheid en wat toe nou glad nie die geval was nie. Jy weet, op die einde van die dag is, weet, ons almal kan maar so lekker giggel oor dit, want dit is tog op 'n manier, jy weet, snaaks. Hierdie mense wat so gedink het, weet, hulle is die beste geskenk vir enige plek waar hulle kom, soos jy nou genoem het met Piet, wat altyd so self van homself groot gepraat het, en jy weet, sy eie beel geblaas het, en die oomblik as daar teenkanting was, ek en my vrou het ook self daaronder deurgeloop het op 'n stadium, met ek en Mike ook 'n program gedoen, so iewers in die begin van die jaar, wat ons nog oor hulle gesels het, of aan die einde van verlede jaar, ek kan nie onthou nie, en ons gevolg van dit het ook nog maar deurgeloop met al die name calling en gevloekery en sulke goed. En ons vir my altyd hierdie karaktereienskap wat ek van hierdie tipe kaliber mense raak sien. So nog 'n voorbeeld, Louis Liebenberg. Jy weet, dis hulle is die beste, niemand gaan hulle enigiets doen nie. Die oomblik as daar teenkanting kom, weet, dan begin hulle jou vloek of jou dreig met, soos wat hulle nou vir Mike gedreig het, of jou gedreig het met die FBI, weet, al hierdie groot name wat hulle probeer, weet, bykry. Ek meen, as ou kyk nou na Louis Liebenberg, wat, weet, vasglo, dat Zuma, Jacob Zuma se party, die MK's, gaan vir hom iets doen of beteken, of hom daar kan uitkry, en dis my altyd so, weet, lagwekkend, maar dit is ook maar, ou moet maar eerlik wees daaroor, dit is ook maar iets, daar's een of ander sielkundige afwyking of probleem daar, weet, en ek het dit al gesien, dit is gewoonlik mense wat weet, op 'n manier arm groot geword het, en iewers in die lewe miskien nou iets bereik het, dalk op 'n eerlike manier, en dit het kop toe gegaan, en daai honger vir mag en geld, weet, ek het al baie gehoor dat ouer mense sê, toe ek jonger was, jy geld vir jou mal maak, as jy nie gewoond is daarin, of jy weet, dit nie hanteer vir wat dit is nie, en daar's nou maar net daai karaktereienskappe aan hierdie tipe mense wat afbreekend is, en dreig, en hulle eie beel blaas, en wat vir my altyd, wat ek nooit kan klein kry is dat daar nog steeds mense is wat, weet, jammer voel vir hulle. Ek het van die comments gelees op van die posts op rapportsinne, waar 'n ander vrou sê, sy wens sy kan iets vir hulle, weet, gedoen het. Maar daar's nou 'n verskil wanneer 'n ou steel as jy honger is, en ons 'n verskil tussen steel van Dierfranse champagne. Ja, nee, verseker Marius, en soos jy sê, kyk, hierdie soort van gedrag sit in mense soos diese persoonlikhede. Ek meen, ons sien dit keer op keer, herhaaldelik, en veral in die laaste 2 jaar, kan jy nou maar sê, het daar nou 'n paar publieke gevalle, die rol het voor die mense se oë afgespeel, so hulle kon, jy weet, as jy nou mooi gaan kyk, dan sien jy hierdie eienskappe en karakterseienskappe in die mense raak, en jy kan sien hoe kom dit ooreen. En kyk, ons baie van die gesegdes daar buite wat bestaan vir 'n baie goeie rede. Jy weet, en die een is, jy weet, jy lieg so jy glo jouself. Jy weet, mense is geneig om dit te sê, en daai gesegde kom van nêrens af, jy weet, en jy kan dit nou mooi sien met soos wat hierdie ding uitgespeel het, en soos wat soortgelyke gevalle uitgespeel het. Ek meen, jy noem nou Louis Liebenberg, maar kyk nou aan Tony Bogus ook. Jy weet, amper dieselfde geval, en wat basies daar gebeur is, een ding wat ek sien wat nogal ooreenstemmend is basies, tussen al hierdie gevalle is, hierdie mense probeer almal om 'n trial by social media situasie te skep, in die manier hoe hulle self verdedig, en in die manier hoe hulle te werk gaan om te antwoord vir dit wat hulle eintlik verkeerd gedoen het. In die eerste plek, hulle vermy die gereg heeltemal. Want kyk, in 'n hof kan jy nie staan met jou mikrofoontjie, jy weet,
Piet, ek wil soveel keer vir Piet gebel het en vir hom gesê het, hoorie, dit is 'n clip-on microphone, sit die ding in jou hemp. Jy weet, nou staan hy met die mikrofoontjie in die hand en hy swaai hom rond terwyl hy nou praat op sy video's en wat. En ja, in die hof gaan jy nou nie so staan en die hof gaan jou nie kans gee om nou te probeer uitbrei oor hierdie een wat jou ingedoen het en daai een. In die hof fokus hulle op dit wat voor die hof gelê is, met ander woorde die misdaad wat gepleeg is of wat hulle beweer is gepleeg en jy moet jouself verdedig. Nou daar gaan jy nou nie staan en begin uitbrei oor, ja, maar daai een se ma het saam daai een se pa geslaap en dis hoekom hy nou so is en die en daai, en jy gaan nie soos Louis Liebenberg Kaalgat in die hof gaan staan en daar nou 'n preek afsteek en die en daai nie. So, hierdie mense probeer 'n trial by social media situasie. Baie van die gevalle waar jy sal sien mense verdedig hulle is, wel, dis hoofsaaklik uit onkunde, maar jy sien wat gebeur is hierdie mense bou 'n false sense of security op. Jy weet, deur mense wat hulle ondersteun in die eerste plek, en in die tweede plek, hulle dink dat, kyk, as Piet nou na hom toe gekom het, en Piet het vir hom 2 miljoen rand gegee om te belê in een van sy skemas of so iets, en nou is daar iets wat op sosiale media gesê word, en nou sien hy maar Piet verdedig hom. Jy sien dan, wat in sy kop aangaan, is hy dink, yes, Piet hou van my. Wat hy nie besef nie, is Piet verdedig sy 2 miljoen rand. Hy verdedig nie vir hom nie. Jy weet, hy doen dit publiek, want hy dink dis 'n manier hoe hy daarom wys hy ondersteun hom, en miskien is daar dan 'n kans dat hy daarom nie sy 2 miljoen gaan verloor in hierdie hele proses nie. So Piet is eintlik ook maar bang. Dis hoekom hy dit doen. Maar nou die probleem is, 'n ou soos Piet Viljoen se kop, nee, sê dit nou vir hom, Piet hou van my, Piet hou van wat ek doen, Piet like die video's wat ek plaas, so kom ek doen meer van hulle, want dan sal meer mense wat van my hou. En wat nou op die einde van die dag gebeur is, soos ek sê, nou step hulle hierdie situasie waar hulle nou 'n trial by social media probeer doen. So nou dink hy, right, hy gaan op Facebook, gaan hy nou sy kant stel, en dinge sê soos wat hy dit wil sê, en wat, want in die hof gaan hy nie 'n kans gegee word om dit op so 'n manier te doen nie, want is totale information overload, en is totale bullshit om die waarheid te sê, wat hulle praat. So, nou doen hulle dit op sosiale media, en nou is daar natuurlik, ek meen, daar's mense aan weerskante van die situasie, party mense stem saam en kry jammer, soos jy sê, en dan is daar mense wat dit sien vir wat dit is, en hulle sê dit doeteenvoudig soos wat dit is. Nou die probleem is hierdie mense het nou al so gewoond geraak, nee, aan nonsens praat en om te bullshit, soos ek sê, dat hulle glo hulle self al. En hulle glo doeteenvoudig dat hulle verhewe is bo die standaard alledaagse persoon, en dat dit wat hulle sê is wet en die manier hoe hulle dit sê is reg, en hulle glo 100% dat dit die manier is hoe om 'n ding te doen, en hulle dink dat hulle op so 'n manier hulle kan stel en hulle self kan skoonwas, jy kan maar sê, van die dinge wat gedoen is. Anthony Bogus het dieselfde ding gedoen destyds met daai video's wat hy uit Kanada uitgestuur het, kastig. Jy weet, en ons het daai video's ontleed, en ons het baie vinnig, het ons op die regte video's afgekom. Het hy gedokterde video's gevat, basies, en dit geplaas en vir die media gestuur, om nou te probeer voorgee hy is in Kanada, en nie meer in Thailand. Dit was alles deel van die taktiek om nou te probeer om die verreg van sy spoor af te kry. En wat hulle nie besef nie is weer eens dat, ek meen, jy kan my probeer oortuig oor baie dinge, en hier en daar gaan ons dalk saamstem oor sekere dinge, maar op die einde van die dag, the evidence does not lie. Verstaan, forensies bly forensies, en as 'n ding reg is hy reg, en as hy verkeerd is hy verkeerd. En soos ek sê, die bewyse het doeteenvoudig met enige van die partye, Anthony Bogus, Louis Liebenberg, Piet Viljoen, die bewyse het nie gelieg nie, dit was daar, ongeag van wat hulle gesê het. En die groot ding is as hulle begin eers deur nonsens te praat en om te probeer om 'n persoon te manipuleer sielkundig of emosioneel, en hulle bullshit basis, die oomblik as hulle sien dit hou op werk, dan draai hulle almal om na die volgende fase toe, en dit is intimidasie. Dan begin hulle met goed soos wat Louis Liebenberg vir die mense gesê het, ek gaan al die pakkies stop en al die gelde gaan maar verlore gaan, of
ek gooi jou uit my groep uit as jy enigstens nonsens praat. Soos wat Piet Viljoen vir die mense gesê het, jy weet, as jy die en daai doen, dan gaan ek so en so maak. En Antoni Bogus het presies dieselfde ding gedoen. Hy het afgepers, gedreig, gesê, nou gaan ek jou aan die publiek openbaar en nou gaan ek nou maar seker maak dat mense weet wie en wat jy is. So op so 'n manier het hulle die mense nou maar geïntimideer, afgepers, gedreig, probeer bang praat. Dis hoekom juis vir daai rede, hoekom almal van hulle maak asof hulle ook kontakte het wat dood eenvoudig net nie bestaan nie. Hoekom hulle voorgee dat hulle mense ken en dat hulle in noue sirkels saam met groot name beweeg, wat hulle eintlik glad nie doen nie. En ons het ook bevind, jy weet, tydens ons ondersoeke op van die video's wat Piet hulle geplaas het, dat baie van die inligting in daai video's is maar, jy weet, is maar cut-outs van verskeie video's daar buite wat geneem is en agtergronde is verander en gemanipuleer en. So dis alles deel van 'n narratief wat hulle probeer verf het vir die publiek, wat hulle op die einde van die dag geglo het is die hof waarin hulle verskyn. Want dit gaan vir hulle meer oor om daai naam en reputasie en die ego te beskerm as wat dit is om die saak te stel. Anders het almal van hulle dood eenvoudig die dag wat hulle gehoor het daar's een of ander aksie teen hulle wat lopend is, het hulle hof toe gegaan of na 'n ondersoekbeampte toe gegaan en gesê, luister, hier is ek, kom ek stel my kant, laat ons gou die ding, jy weet, van die rol af kry, laat ons kan uitsorteer en kan klaarmaak. Maar nie een van hulle het dit gedoen nie. Hulle ontduik of ontvlug die reg en dan probeer hulle om op sosiale media die publiek se guns te wen. Wat vir my ook iets is wat luisteraars moet weet, en dis nou, weet, Triple S, as julle, dis nou Mike Bollys se organisasie vir die wat nie weet nie, as julle iets aanpak, julle dissect dit deeglik, man, dis soos daai wat ons in biologie die para uitmekaar uitgehaal het. Letterlik weet baie mooi fyn snye, kom presies tot op die waarheid af. En een van die feite is, en ek wil hê die luisteraars moet dit weet en die publiek moet dit weet, en sommer nou by jou hoor, Anthony, Piet Viljoen word nie meer gesien as 'n prokureur nie. Hy het van die rol geskraap in 2011 oor ongeruimthede. Ja, nee, verseker. Kyk, soos jy sê, ons ondersoek 'n ding deeglik altyd en al die feite kom ten einde van die dag kom uit in ons verslae wat ons sal gee ensovoorts. Nou, dit beteken nie noodwendig dat al die feite dit sal maak tot in 'n projek nie. Daar's sekere inligting wat jy vir die ondersoeksonderhawe nie noodwendig altyd in 'n projek kan deel nie. Maar ons lig altyd die publiek in, ons maak altyd seker die publiek weet waar hulle staan met 'n situasie en wat die gevare is om voor te kyk en. Alles wat ons doen is altyd ten gunste van die publiek en om misdaad te bekamp en te verhoed. So, in terme van Piet, wat 'n prokureur is, hy is glad nie 'n prokureur nie. Daar is ook geen inligting wat ons enigsins kon kry dat hy besig was by die prokureursorde in Amerika soos wat hy voorgegee het hy was nie. En ek meen net die feit dat hy onwettig daar was, sê klaar vir jou, dit was alles 'n klomp nonsens geweest. Dit was nou maar sy manier om te probeer weer eens om iets voor te gee wat nie die waarheid is nie. Daar was geen stories van dit. Jy onthou wat het hy vir die media gesê, dat hy het nie meer die laaste tyd so baie video's geplaas nie, want hy was besig om te leer vir sy toetse en. En dit was ook weer eens glad nie die geval gewees. Daar is geen inligting wat dit ondersteun nie. So, al die inligting het ons kyk, wanneer ons 'n ding dophou en moniteer en wanneer ons 'n ding ondersoek, doen ons dit deeglik. Ons kry alles. Ons werk nie op hoorsê inligting of slegs op wat 'n informant sal sê nie. Ons gaan bevestig altyd inligting. Ons maak altyd seker dat ons 'n ding deeglik deurkom, sodat ons weet presies wat die feite is en wat daar gebeur het. Want dit is natuurlik nog 'n ding wat plaasgevind het, met Piet Viljoen, met Louis Liebenberg, met Antoni Bogus. Hulle het almal informante geplant ook om vals inligting deur te gee. En dis iets wat ons gereeld gekry het, dat iemand jou sal bel en sal sê, hoor, hierdie en hierdie het nou gebeur en ek weet nou van die en dan doen jy jou ondersoek en vind jy dis glad nie die geval nie. Daar's informante geplan, en hulle doen dit, en hulle het selfs informante geplan om op sosiale media sekere dinge te gaan kwytraak, sodat daar 'n narratief gedryf kan word en sodat mense se denke en mense se reaksies
in 'n sekere rigting gestoot kan word om by hulle narratief in te pas. So, kyk, die mense is deurdag in wat hulle doen, maar dit is in hulle eie koppe, is hulle deurdag in wat hulle doen. Maar jy weet, as jy nou 'n tree buite die kop vat en jy kyk die ding van buite af, dan kan jy sien dat hulle eintlik glad nie so intelligent is soos wat hulle probeer voorgee om te wees. Ja, nee, is absoluut so. En dan sal gelukkig ons baie mense of baie in die publiek, mense in die publiek wat nie verstaan waarom, jy weet, kom ons kyk nou soos Antoni wat Thailand toe is. Hoekom lewer hulle hom nie uit nie? Jy weet, daar's mense verstaan nie altyd, jy weet, ander land, kom ons sê nou byvoorbeeld soos nou Mel en Piet Viljoen. As daar, weet, as hulle is nou toegesluit en weet, ICE gaan hulle eventually uitlewer Suid-Afrika toe en hulle gaan kom pa staan hier vir hulle dade. Ek wil nou nie die kriminele slim maak nie, maar ek wil net hê om so vlugtig verduidelik hoekom is dit anders met Antoni dat hy nie dat iemand net gaan en hom vang en hom terugbring nie. En kyk, wat dit aanbetref is, daar is prosesse aan die gang. En daar is ondersoeke aan die gang tans en daar werk 'n fantastiese span op Antoni se saak op die stadium. So, en ons werk natuurlik baie nou saam met hulle en inligting word uitgeruil ensovoorts. En dinge is lopend daar. So die publiek sal binnekort iets sien gebeur daar. Jy weet, ek kan nou nie te veel in die detail ingaan van dit nie, maar dinge sal gebeur daar. En die groot ding wat ek eintlik vir die publiek daar buite wil sê is weer eens, ons het dit met al hierdie gevalle gesien, Piet Viljoen, Louis Liebenberg, Antoni Bogus, so baie. Die mense moet sake maak en hulle moet daai sake deurvoer. Kyk, Piet Viljoen, die eerste projek wat ons uitgesit het oor Piet Viljoen was al in 2017 gewees, né? Toe was daar al ondersoeke lopend gewees wat aan die gang was. Die probleem wat ons ervaar met hierdie soort van goed, want kyk, jy moet onthou, die polisie, die valke, ons, enige ondersoekspan kan net ondersoek instel en kan net so ver gaan soos wat die publiek die inligting beskikbaar maak en die inligting rapporteer. Nou, die probleem wat ons het is, baie van hierdie gevalle sou hierdie mense al jare terug gestop gewees het en dit sou verby gewees het en soveel slagoffers sou gespaar gewees het van wat hulle moes deurgaan as die eerste mense wat slagoffers geword het van hierdie mense sake gaan maak het en dit deurgevoer het en dit deurgesien het en dit as ernstig opgeneem het. Die probleem is nou kontak iemand jou en sê hulle, hoor, hierdie persoon het my geld gesteel. Hy gee die inligting en dan kom dit nou op 'n punt waar jy nou vir hom sê, right, ons moet nou 'n saak gaan maak en ons moet nou dit doen en ons moet nou dat doen. En dan sal die stories begin met, yes, maar ek het nie nou tyd om in die hof te gaan staan nie, of ek wil nie nou, jy weet, deur die moeite gaan om dit te doen, daar gaan in elk geval niks gebeur nie, of. Jy weet, daar's soveel verskeie stories wat jy hoor wat dit aanbetref. Die probleem is nou tree jy nie op nie. Die feit dat jy nie optree nie, in die eerste plek veroorsaak dat die persoon verder kan aangaan, meer kan doen, meer slagoffers kan inwin, meer geld kan steel, meer skade kan maak. En op die einde van die dag, nou vat dit 'n situasie soos die, waar 'n ding nou vreeslik publiek gegaan het, en soveel aandag geniet, en nou begin die mense so stelselmatig uit die woodworks uitkom, en nou wil hulle sake maak, en die en daai. Probleem is nou is baie van hierdie mense se inligting al uitgevee, of 'n selfoon het gebreek, en daai goed is nou al weg, en of hulle het nou al die oorspronklike dokumente weggegooi, of dit het weggeraak met 'n trek, en nou kan daai saak nie regtig staan nie, of daai saak is nie so sterk soos wat hy sou wees nie. Hierdie mense moet almal, as jy 'n slagoffer is van 'n misdaad, moet jy daai misdaad gaan aanmeld, en jy moet seker maak jy volg op met daai saak, en jy voer dit deur, en jy moet beskikbaar wees. As jy nodig is om in die hof te gaan getuig, dan moet jy dit doen. As jy inligting moet verskaf, moet jy dit doen. Jy moenie op 'n punt kom waar jy, soos wat ons nou maar in Afrikaans die manier het om te sê, ag, dit was skoolgeld. Jy weet, dit was nou maar skoolgeld en is nou verby en ek skryf dit af. Jy kan nie dit doen nie, want 'n ou wat vandag R10,000 by jou steel môre R10 miljoen by iemand anders. En dit kan lei na verskriklike skade, en dit kan selfs lei na mense wat hulle lewens neem. Ons het dit gesien met van hierdie sake,
waar mense weens die verliese wat hulle gelei het, hulle lewens geneem het, en jy wil nie verantwoordelik wees vir so iets op die einde van die dag, omdat jy nie opgetree het toe jy moes nie. Nee, ek stem al 100% met daardie saam. Die publiek het nodig om mond oop te maak en te praat en weet die ding daadwerklik aan te vat en te sê, luister, ek gaan 'n saak maak en ek gaan regdeur gaan tot op die einde. Weet hoe vinniger 'n mens dit doen, hoe gouer, hoe makliker kan iets gestop word en jy weet moontlik dalk nog mense se geld terug gekry word, maar hoe langer dit aangaan, hoe al hoe moeiliker gaan dit word en hoe meer mense is daarbey betrokke en dan is dit absolute chaos. So dis belangrik dat mense weet verantwoordelikheid vat, want dit is jou verantwoordelikheid as mens om met jou mond oop te maak en te praat as iets nie reg gaan nie. Ek sê vir jou dankie Anthony. Vandag saam met my te gesels het op aktuelle sake. Ek sien nogal uit na daai nuusberig wat wys meneer Boucher is sterk op pad terug Suid-Afrika toe. Ja, dit sal bogus wees, ja. Ja. Ag sorry, bogus, meneer Bogus, nie Boucher nie. Yes. Ja, maar dankie vir die geleentheid, Marius, lekker om met jou te gesels. Dankie Anthony. Ons gaan weer gesels, mooi loop.